Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand, hierdie is Straatwys en baie dankie dat jy weer saam met my stap vandag. Nou, daar's 'n vreemde ding wat in mense se harte aangaan. Ons loop rond en sê vir mekaar, ek is nie goed genoeg nie, ek is nie slim genoeg nie, ek is nie sterk genoeg nie. Maar as jy regtig stil raak, as jy regtig eerlik raak, dan begin 'n ander waarheid binne in jou fluister. En dit is dat ons grootste vrees is nie dat ons onvoldoende is nie. Ons grootste vrees is dalk dat daar iets binne in ons is wat ons self nie kan beheer nie. Iets groots en iets kragtig, iets wat ons hele lewe kan verander. En dis daai oomblik wanneer jy besef, as ek regtig alles gee, as ek regtig my roeping uitleef, dan is daar geen verskonings meer nie. En skielik raak dit op 'n manier scary. Want as jy klein bly, bly jy veilig. As jy terughou, kan niemand jou regtig verwerp of jou aanvat of kritiseer nie. As jy jou lig dof hou, hoef jy nie die verantwoordelikhede te dra van wat dit beteken om helder te skyn nie. Maar luister mooi, in Matteus 5 sê Jesus, julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Hoor mooi wat hy daar sê. Hy sê, moenie probeer om lig te wees nie. Hy sê, jy is dit. En dis waar die spanning inkom, want binne in jou is daar twee stemme. Die een sê, speel klein en bly veilig en moenie uitstaan nie. En die ander een fluister, daar's meer in jou, baie meer. Dis amper soos daai ou storie van die talente. Een begrawe dit en een gebruik dit. En die een wat dit begrawe, was nie lui nie, hy was bang. Bang vir sy eie potensiaal, bang vir wat kan gebeur as hy regtig alles gee. Miskien is dit waar jy nou sit daar vandag. Jy weet jy kan meer doen, jy weet jy kan meer wees, jy weet daar is 'n droom, 'n roeping en 'n vuur in jou, maar jy hou terug. Nie omdat jy nie kan nie, maar omdat jy bang is vir wat kan gebeur as jy wel kan. En hier is die waarheid wat baie min mense sê. Wanneer jy jou lig begin leef, gaan mense ongemaklik raak. Wanneer jy groei, gaan sommige mense agterbly. Wanneer jy begin glo in dit wat God in jou geplaas het, gaan jy nie meer in almal se boksies pas nie. Maar dit beteken nie jy is verkeerd nie. Dit beteken jy is besig om wakker te word. Spreuke sê, soos 'n mens in sy hart dink, so is hy. Met ander woorde, jou lewe volg jou innerlike storie. As jou storie is, ek is klein, dan bly jy klein. En as jou storie is, ek is geroep, dan begin jy iets anders uitleef. En dis waar die skuif lê. Dis nie dat jy skielik perfek raak nie. Dis nie dat jy die vrees gaan weggaan in jou lewe nie. Dis dat jy begin beweeg ten spyte van daai vrees, ten spyte van jou tekortkominge. Want ware geloof is nie die afwesigheid van vrees nie. Dis om te sê, Here, ek voel bang, maar ek vertrou U meer as my eie onsekerheid. En miskien is dit die uitnodiging vir vandag. Hou op om jouself te verklein om ander gemaklik te maak. Hou op om jou lig te doof omdat jy bang is vir wat dit vra van jou. Hou op glo dat net genoeg is al wat van jou gevra word. Want God het jou nie geskep om net genoeg te wees nie. Hy het jou geskep om vol te wees, oorlopend, lewendig en ligdraend. En wanneer jy begin skyn, gee jy ander mense toestemming om dieselfde te doen. Dis hoe die wêreld verander, nie deur mense wat klein speel nie, maar deur mense wat hulle Godgegewe krag binne in hulle omhels. So dalk is die vraag nie, is ek goed genoeg nie, maar eerder, is ek bereid om die volheid van wie ek is uit te leef. Want jou grootste vrees is nie jou swakheid nie, dis die krag binne in jou wat wag om losgelaat te word. En dalk, net dalk, is dit vandag die tyd om dit los te laat. Ek hoop jou dag is wonderlik en tot ons weer saam stap. Mooi loop.